Is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons in die ateljee vandag, Christo Becker, hy is die hoofkommersiële beampte van Coufas Suid-Afrika en ons gesels 'n bietjie oor kakaopryse wat onlangs so geval het. Christo, goeiemôre en welkom. Wat sê, goeiemôre. Hoorie wat was die hoofrede vir die skerp daling in die kakaopryse veral in Januarie? As mens gaan kyk, hierdie daling is eintlik 'n spekulatiewe bubbel wat gebars het. As mens gaan kyk na 2024, die skerp styging in die pryse is eintlik veroorsaak gewees deur ongunstige weerstoestande, veral in siekte, veral in Ghana en die Ivoorkus. En dit het gelei tot hoë vlakke van spekulasie. En wat ons toe gesien het, is dat die oesvooruitskatting vir Ivoorkus het toe meer positief uitgedraai. En dit het onsekerheid laat verminder en wat gelei het tot die lae prys wat ons nou sien. So is ek dan nou reg as ek sê Suid-Afrika produseer nie ons eie kakao nie, dis alles invoer. Dis reg, dis korrek, ja. En dan meeste van dit is natuurlik Suid-Amerika of meestal Afrika. Ja, meeste Wes-Afrika om spesifiek te wees, ja. Nou 45% prysval is nooit goeie nuus nie. Is dit 'n waarskuwingsteken vir die bedryf? Ek sal sê nie op die stadium nie. Alhoewel dit geval het, is nog steeds baie hoog. En dit is as gevolg te doen met daar's 'n hoër skot aanbod wat in die mark is. So die vraag is net te hoog en hoe dit gestruktureer is dat die produsente net nie by daai vraag kan uitkom nie. Ek neem aan iets soos kakao is maar altyd 'n aanvraag van die mense wil sjokolade hê. Ja nee, definitief. Hoorie, so hoekom praat die kenners dan van 'n korreksie wat hulle verwag in die mark meer as 'n normalisering? Met die korreksie, hulle sal sê as jy gaan kyk na wat in die mark gebeur, kom 60% uit Wes-Afrika uit, basies Ghana en Ivoorkus. En omdat daar so 'n groot aanvraag is die sjokoladeprys besig om stabiliseer op 'n hoër vlakte en dis maar te doen met die oormaat aanbod wat in die mark is en die produsente wat net daarby kan uitkom nie. Nou, hoe groot is die rol van spekulasie in 2024 se pryspiek? Nee, spekulasie het 'n baie groot bydrae gehad. Soos ek genoem het, was daar groot faktore wat bygedra het tot die geval en dis omdat die konsentrasie so hoog is in Wes-Afrika het die droogte toestande gelei dat die spekulasie die prys heeltemal opgedryf het. En nou dat die vooruitskatting dat al beter oeste is, druk dit nou die prys weer laer. Maar is nog steeds nie by die prys wat dit was nie. As ek vat in 2024 was dit baie hoër gewees as vir ons nou sit. Jy sê dit was obviously hoër gewees. Bly die kakaopryse steeds duur in vergelyking met historiese vlakke? Nee, definitief. Dit is nog steeds baie hoër. En wat beteken laer kakaopryse vir Suid-Afrikaanse sjokoladevervaardigers spesifiek? Wel, ongelukkig is daar nie so groot impak op die oomblik nie. As ek vat, die hoë prys word nog steeds gedeel met die verbruikers. So al sien ons 'n minimatige prysverlaging, is die prys nog steeds hoog vir ons. So verbruikers, mense wat sjokolade koop by die supermark, ons gaan nie regtig enigsins daai verskil in die prys voel binnekort nie, want dis maar gestandardiseer deur die industrie. Ongelukkig, ja. So sal verbruikers hierdie goedkoper sjokolade sien miskien nou in jy weet feestyd in wat ons beweeg na Paasfees toe ensovoorts? Ongelukkig nie tot die mate wat ons wil hê nie. Dit gaan maar nog steeds hoog bly. Okay. Ons gas vandag, Christo Becker, hoofkommersiële beampte van Coufas Suid-Afrika. Ons is nou weer terug met hom om te gesels oor die val in die kakaopryse en wat dit natuurlik beteken vir die landbou-ekonomie. Maar nou eers tyd vir die Groot Plaas kalender. Is geskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons in die ateljee vanoggend, Christo Becker, hoofkommersiële beampte by Coufas Suid-Afrika. Ons gesels 'n bietjie oor die kakaopryse wat geval het en natuurlik 'n implikasie wat dit inhou vir die landbou-ekonomie veral hier in Suid-Afrika en Afrika se kontinent. So Christo, hoe kwesbaar is die mark? Jy het nou 'n bietjie vir ons genoem dat 'n groot deel van kakaovervaardiging is maar gesentreer in Wes-Afrika, maar hoe kwesbaar is die mark omdat die produksie daar gekonsentreer is? As mens gaan kyk, jy het nou genoem Ghana en die Ivoorkus verantwoordelik vir 60% van die mark. As jy net Wes-Afrika in totaal kyk, maak dit omtrent 70% uit van wêreldproduksie.
En dit maak dit uiters kwesbaar vir enige verstoring in die produksiekapasiteit in die wêreld. En ek moet sommer byvoeg, dis nie net in die produksiekant waar dit kwesbaar is nie, maar word gekonstrueer, maar ook verder in die waardeketting. Is dit ook hoogs gekonsentreer as mens verder afgaan. So wil jy 'n bietjie uitbrei op dit in terme van die waardeketting waar dit nog so 'n bietjie problematies kan wees? As ons gaan kyk na die waardeketting, is meeste van die maal en sjokoladeverwerkingsmaatskappye in Europa. En hulle bepaal die prys en hulle bepaal dit maak die marktoegang soveel moeiliker. So die produsente is op die einde van die dag prysnemers en as ek vat enige stering in die produksiekapasiteit gee groot ekonomiese skok in die mark. Dit is nou interessant dat jy sê die meerderheid van die verwerkers sit in Europa. Mense sal dink, jy weet, dit sal bietjie meer plaaslik wees in Afrika, maar is dit omdat die groot rolspelers, sjokoladevervaardigers spesifiek, almal uit Europa uitkom? Dis korrek. Ek dink vier maatskappye alleen is verantwoordelik vir 70% Wow. Van die produksie in die wêreld, ja. So dit is nogals groot. Watter strukturele probleme hou steeds druk op hierdie sektor? As mens gaan kyk na van die groot probleme wat inhou is basies, daar's verouderende plantasies wat 'n groot probleem is. En daar's ook nie investering wat plaasvind in die bedryf nie. En dan kyk ons ook na die boermetodes en landboumetodes wat gebruik word. Daar's baie dinge wat aan daai kant kan verbeter word. So ek dink dit is seker nou maar een van daai sektore spesifiek wat baie verouderd is. Die manier wat hulle geboor het dalk 50, 70 jaar terug met kakao, dit het nog nie verander nie en om nuwe tegnologie daarso in te sit in die proses spesifiek is iets wat hulle nog nie gesien het nie. Alles bly maar verouderd. Dis reg, ja. Dis reg. Het dit natuurlik die verouderde boermetodes het dit 'n groot impak op die kwaliteit van die produk wat gelewer kan word en natuurlik die hoeveelheid produk wat kan gelewer word. Nee, definitief. As mens kyk, hulle moet eintlik belê in nuwe kultivars. Hulle moet eintlik die ou plantasie verouderende plantasies geleidelik hernie om langtermyn produktiwiteit en volhoubaarheid te verbeter. En dit sal, as hulle kyk na ander kultivars, sal dit natuurlik die wat meer droogtebestand is, meer siektebestand is en dit sal lei tot hoër opbrengste op die einde van die dag. So as ons kyk na Wes-Afrika, bietjie meer van 'n tropiese streek, goed vir die verbouing van kakao plantasies, maak markkonsentrasie in daai spesifieke area dit moeilik vir nuwe spelers om in te kom elders? Nee, definitief. Hulle het baie gunstige toestande spesifiek vir die produk wat ander lande nie het nie. Ons sien 'n bietjie in Suid-Amerika lande wat inkom en goed, maar die konsentrasie bly maar meestal in die Wes-Afrika gedeelte. So ons het nou so 'n bietjie gesels oor van die verskillende lande, maar kan lande soos Ecuador regtig Ghana in produksie verbysteek terwyl ons na die vergelyking trek tussen Wes-Afrika en Suid-Amerika? Dit gaan moeilik wees. Ek dink wat Ghana en die Voorkus doen is hulle belê meer in produksie itself. Waar eintlik ek dink om die waardeketting om meer waarde by te voeg, moet eintlik belê word om meer van die waardeketting vas te vang deur hulle eie maalfasiliteite op te rig en selfs droogfasiliteite en selfs sjokoladeverwerkingsfasiliteite op te rig. So kom ons sluit gou af. Ontbossing, dit is natuurlik 'n probleem in alle sektore. Is daar onvermydelike gevolge vir die groeiende wêreldnavraag? Ja, ek dink dit is altyd 'n probleem as mens kyk na die omgewing en dan moet definitief wegbeweeg word van die ontbossing gedeelte en dan moet meer gefokus word na bestaande landbougrond. Dan moet gekyk word om bestaande landbougrond te gebruik vir en op opbrengste hoër opbrengste te doen, so na die kultivars te kyk, dan moet gekyk word na beter waterbeheer en algemene beter boerderymetodes. Waardeer dit. Christo, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Christo Becker, hoofkommersiële beampte van Coface Suid-Afrika. Dis al wat vir ons tyd het op Groot Plaas vanoggend. Ons hoop jy het lekker saam met ons geker en ons sien mekaar weer môre.